Want ons is dromers en doeners. Kom, vertel jou story, deel jou beste dag. Ja, ons is dromers en doeners. Ons praat en ons lag en ons kuier saam. Goeiedag dames en here en welkom by nog 'n episode van Dromers en Doeners. Ons is hier in Connection Studios soos altyd, waar ons hierdie awesome set gebou het vir die podcast. So dankie aan Jaco van Connection en ook dankie aan Connection Productions wat ons gehelp het om die set te bou met van die beligting. Ek is baie opgewonde oor vandag se gas. Dit is 'n dame wat ek eintlik onlangs eers ontmoet het. Ek het haar so 'n paar keer by musiekfeeste al gesien. Ek love haar musiek. Ek is 'n groot fan van haar musiekvideo's. En toe het sy my so rukkie terug gevra om vir haar 'n kort videoetjie te maak van een van haar shows. En ja, ek het vandag die voorreg om haar hier op die bank te hê by Dromers en Doeners. So verwelkom asseblief vir Zoe. Hallo, hoe gaan dit? Goed en jy? Ook goed, dankie. Baie dankie dat jy hier is. Dankie dat jy my genooi het. Yes, ek is baie excited. Ek het jou, soos ek nou gesê het, 'n paar keer al gesien. So ek weet van jou en ek het jou al musiek begin volg. En onlangs eers eintlik ontmoet, omdat jy met die stoetbal shoot. Ja, dit was baie lekker. Wat 'n lekker vibe was, ek Ja. meen, great show en alles. En toe het ek dit goed gedink om jou te nader, om bietjie te kom chat hierso, want ek is nuuskierig oor jou, en ek wil bietjie meer van jou weet, en ek seker baie van jou fans wat kyk, en mense wat jy dalk nog nie ken nie, gaan jou nou leer ken. Dankie, ek waardeer dit. Ja, awesome. Ek wil gou by jou hoor, ek het nou, uitgevind met die stoetbal storie, Ja. het ek tot my verbasing uitgevind dat jy kom van Zanine af. Ja, ek doen. En so 'n lekker klein dorpie daar in die Laagveld, Magubas Kloof area, stunning. Ek love Magubas Kloof meer as enigiets anders. Ja, dit is mooi daar. Dit is so mooi. So dis waar jy groot geword het. Ja. Nog altyd daar gebly. My hele lewe lank. My ouers is high school sweethearts. Hulle was daar saam op skool gewees. Gaan al uit van hoërskool af. So ja, my hele lewe lank selfde plek gebly. Wow. Ja. Dis 'n oulike storie in elk geval van hulle. Ja, ek love it. Ek so jaloers. Ek wens ek het my boyfriend al. Mooi rolmodelle vir jou. Ja, verliefde. Yes, well done oom en tannie. Ja, maar dis hoekom ek Ja. sulke onrealistiese expectations het. Wel, Ja. jy het 'n baie goeie voorbeeld waarna jy streef. Ja, So, okay. dis awesome. Okay, cool. So groot geword daar, maar dan wil ek gehoor, is iemand in jou familie musical? Nee, soos in van my bloedfamilie regtig nie. Al wat ek uitgevind het is soos my ma se ma het 'n bietjie orgel gespeel in die kerk. Ja. Maar dis kind of dit. My ouers is my pa het sy eie besigheid en my ma se boekhouer. Okay. En soos ek het op 'n plaas groot geword, ons kind of meer boerdery en Ja. sport gedrewe. Ek is glad nie goed in sport whatsoever nie. Ek was enigiets kreatiefs, kultureel aangelê. Ja. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Ek was kind of die swart skaapie in die fam. So die liefde vir musiek, weet jy nie, dis maar net So toe ek 2 jaar oud was, het my ma my ingeskryf vir balletklasse. ja. So ek het gedans van die ouderdom van 2 tot 18. So my liefde vir musiek het kind of begin by klassieke musiek van die ouderdom van 2 af. Wow. En toe in graad 1 was die heel eerste keer wat ek voor mense gesing het met soos kultuuraande. En toe ek was 'n baie uitspattige jong kind gewees. Ek het regtig baie van mense entertain gehou en al die Ja. dingetjies. Ek voel ek het skamer geword soos dat ek ouer geword het. Okay. Maar ek was lief daarvoor om dansies en liedjies te doen vir almal. So ja, van kleins af liefde vir musiek. So die liefde vir die dans, het dalk die liefde vir musiek gegenerate, Ja. wat liefde vir perform, obviously, want dans Ja. is maar perform. En ekskuus. En dit is maar waar die kreatiewe kant van jou ook af vandaan kom. Ja. Ja, dis baie cool. Want jy skryf obviously jou eie songs ook. Okay. Is dit iets wat jy voel naturally kom of moes jy bietjie werk aan dit? Is dit iets wat jy beoefen het? Nee, dis ietsie waaraan ek moes werk. Ek het nie ek het wou nog altyd in theorie het dit cool geklink om my eie musiek te skryf, maar ek het dit nooit attempt tot dis nou eers 4 jaar wat ek skryf. Ja. So dis nie so lank nie. Ek het nie op soos
laerskool, voorskoolletjies geskryf het, dalk so 1 of 2 hier en daar, Ja. maar nie ernstig nie. Okay. So dit is 'n kraft waaraan ek probeer werk en nog steeds mooi uitfigure hoe dit moet werk. Ja. Maar ek was nog altyd lief vir skryf, so stories skryf. Ek het 'n boek geskryf in graad 3. O ja? Ja. Yes, kom ons unpack 'n bietjie wat skryf mense in graad 3? Ek was baie in my eie kop gewees, moet ek sê. Ek het regtig 'n baie vivid imagination gehad. So enigiets kreatiefs het ek geloof, so scrapbooking en verf en teken en skryf. Ja. Is nog altyd deel van dit. En opstelle skryf en stories skryf op skool was nog altyd een van my passies ook gewees. Ek het net nooit gedink dat ek dit in musiekvorm kan doen nie. Wel, ek meen dit werk vir jou. Dit Ja. is great op hierdie stadium. Baie cool. Maar wie want jy het nou gesê ma's 'n boekhouer, sy's bietjie meer syfers gedrewe en jou pa is hy kreatief. Ek weet my pa wou argitek geword het ergens in sy lewe. So, maar ja, ek sal sê hulle almal het maar kreatiwiteit binne in hulle, maar ek sal nie sê musikaal gewys nie. Ja. Nee. Speel jy enige instrumente? Ja, ek speel klavier en ek's besig om gitaar te leer. Ja. Okay, so daar's daar 'n musical talent daar ook waarmee jy besig is. Ja, ek het ook op laerskool al begin soos met klavierlesse en Dis dingetjies. awesome. Ja. Ag, as ek nou geweet het dat ek hierdie drumkit replace met 'n klavier vir jou. Dan kon ek vir julle klavier gespeel het. But I didn't know. Okay, wel. Next time. Asseblief, ek soek so graag 'n klavier, soos op my bucket list. Ja, okay. Ja, want daar's een in Zenien, Ja. maar ek het 'n keyboard, maar dis nie dieselfde It's not nie. the same, nee. Okay, cool. En dan wil ek nou weet hoe het jy dan van Zenien af in Pretoria opgeëindig? Want ek is 'n rebel. Nee, okay, so ek het kuns gegee. Ek was 'n kunsonderwyseres by Hoërskool Ben Foster gewees. Okay. In daai jaar het ek besluit om 'n musiekpage te doen. Ek was geïnspireer, ek het 'n Spoegwolf show gekyk. Ja. En toe is ek so geïnspireer om musiek 'n bietjie ernstiger op te neem. So toe begin ek my musiekpage en ek doen covers en ek post dit en goed. En ek was eendag besig om klas te gee en hierdie klas het my regtig irriteer. Ek gaan nie vir julle ek sê en ek antwoord gewoonlik nooit aan nou numbers nie, maar toe bel my foon iemand my foon, toe sê ek hierdie is baie belangrik. Ek moet gou uitgaan en hierdie gaan antwoord. Alhoewel jy eers weet wie dit is nie. Ag, glad nie. Ek moet dit awesome skep. Toe gaan ek uit en ek dog eerlikwaar, dit was 'n prank call, want hulle vra toe vir my, wil ek op doodgewone Joe wees, soos hulle het my goed gesien. Dit was 'n TV-kanaal op Kyknet. Ek onthou dit gewinne Joe, ja. Ja, en toe sê ek soos, ja, sure. En toe sê ek soos, dit was die weirdste gesprek ever. Ek dink dit was 'n soos 'n scam. Ja. Die volgende dag bel my en vra of ek gesign by 'n label. Toe sê ek soos, moet ek wees, ek weet nie hoe hierdie goed werk Wat nie. is dit, ja? En toe die label na my toe uitgereik en toe ek soos 3 keer moes ek op en af gery het en gaan die DC het en goed. Ja. En dis hoe ek die deel gekry het, maar my ouers hulle is baie realisties. As jy in 'n klein dorpie groot word, is hierdie loopbaan nie jy ken nie iemand wat dit doen nie, so jy weet nie hoe dit werk nie, so jy weet nie om advies vir enigiemand te gee hoe om dit te doen nie. En dit voel ook nie altyd realisties om aan te dink nie. Ja, en die kanse dat iets soos dit gebeur met jou terwyl jy in so 'n dorpie bly Is. en om dan van daar af te groei is moeilik. Ja. So jy moet jouself na die hoofstad van musiek toe bring. Ja, ek weet. Ja. So toe is my ouers het teen dit geskop en ek het net geweet binne in my gut ek wou al my hele lewe lank hierdie gedoen het en as ek nie nou die kans vat nie, gaan ek vir ewig wonder. Ja. So toe pak ek my tasse en trek my niggie hulle bly in Midrand, het ek by my niggie hulle ingetrek. Dit was die hele situasie, maar toe ek soos verniet shows gaan speel by bars so Waarbaar en Railways Cafe. Ja. En so het ek begin gigs kry en my eerste musiek begin uitbring saam met die label en ja, so het ek gebou aan my loopbaan. Want ek het nou dit het nog op my vraag geantwoord, want ek wou vir jou gevra het hoe het die hele recordlabel ding begin, maar ek weet Coolerbox het doodgewone Joe se show geshoot. Ja. En hulle en Vonk Musiek en almal is betrokke. Ja. En maar jy's by Vonk gesign of Coolerbox? Coolerbox gesign. Coolerbox, meer alternatiewe een en ek is die heel eerste vrou wat hulle ooit gesign het. Weet jy, terwyl ons nou van Coolerbox praat. Ja. Ek het in die intro gesê ek love jou musiekvideo's. Ja. Jou musiekvideo's is next level. Dis so goed, nee. Want hulle is baie goed. Dankie. Michael hulle en daai fantasties. ouens is insane goed. So die een ding wat ek kan sê van jou musiekvideo's is dis op 'n internasionale vlak. Dankie. Ek love dit. En ek wil eintlik geweet het, dis eintlik iets wat ek lank later in die episode eers wou hoor chat, maar
Hoe is jy betrokke by die beplanning? Hoeveel van jou input is in daai musiekvideo's? So ek sal sê, Insecure Meisies se musiekvideo was 100% net ek gewees. Ek was soos, dit is wat hierdie moet wees. Ja. Maar met ander musiekvideo's is dit baie meer collaborative. So daar's 'n hele span van mense en ons skryf hulle en ek gee idees en ons spitball met mekaar. Ja. Partykeer kom dit presies uit soos wat ek wou gehad het, ander kere is dit soos Ja. maar dit is elke keer so goed. Dis baie goed. So ja, dis fantasties. Dis regtig hoë kwaliteit. So shout-out aan al die ouens wat betrokke ja, is by letterlik. Dankie by julle. al musiekvideo's. Ek is jaloers. Ek skiet musiekvideo's Ja, en ek is jaloers. Okay. Ek kyk op na dit. hoor julle. So nee, Shout out dis to Michael en George, julle is ja, sulke cool is George 'n mense. great director. Ja, hy is baie goed. fantasties. Okay, voor so verder oor dit gaan, want ons baie goed te praat oor die musiek huidige karier. Ja. Is daar wie is jou inspirations in musiek? Hoe het jy besluit op hierdie genre, want dis 'n bietjie meer van 'n punk rock tipe. Ja. Ek weet nie wat noem mense nie, maar ek dink is punk rock pop. Ek dink Iets. ja, daar's verseker pop. Ek love pop en ek love rock. Dis so groot deel van wie ek is nog altyd. Ja. Ek dink toe ek begin het, is jy altyd onseker van wat jy wil doen. Ek het eers gedink dalk moet ek folkie gaan. Jy moet kind of eksperimenteer en uitfigure wat by jou persoonlikheid pas en by jou skryfstyl pas en al daai goeie. So dit was regtig dit was 'n eksperiment gewees die hele tyd. Ek het gekyk wat werk vir my en waar voel ek gemaklik en wat voel soos ek. En ek het laas jaar vir die heel eerste keer gevoel asof ek actually my sound mooi gevind het. Wat ek dink ek eintlik van die Get-Go af geweet het met soos Crazy Meisie en al daai liedjies. Kon jy uiteindelik van die Get-Go af gehoor het. Ek moes net gaan 'n bietjie dabble in ander genres en gaan eksperimenteer met wat ek wou doen. Maar so jy sou sê Insecure Meisies en dis okay, is dit nou jou, dis daardie sound? Ja, ek sal sê dit is my sound. Ek gaan nog verander en groei in my loopbaan. Ek wil nie myself in 'n boksie hou nee. Want ek meen Klein Dorpie Mentaliteit is ook 'n sang wat ek regtig love en hy val nie in dieselfde kategorie as soos 'n Insecure Meisies. Baie mooi song. Ek is bly jy noem dit, want van my notes hierso is, en ek dink baie mense het dit al gevra, Ja. maar daar's 2 songs wat ek wil weet. Wat is die backstory agter dit? so ek wou gevra het Insecure Meisies. Ja. En Klein Dorpie Mentaliteit. Okay. Is daar 'n backstory of is dit net goed wat jy uitdink of is daar actually iets agter dit? Nee, dis actually iets. Soos al my liedjies gaan maar oor my actual lewe. Ek het baie van Taylor Swift gehou terwyl ek groot geword het. So ek het baie geleer by haar hoe om te skryf. En baie van haar goed is oor goed wat sy deurgaan. Ja, so ek was soos okay, write what you know en ek vir jou geskryf wat ek van weet. Nee, so in daai jaar wat ek 'n kindsonderwyseres was en die rekorddeel en al daai goed met my gebeur het, was ek ook besig om uit te gaan met hierdie dude wat 'n argitek was in die Klein Dorpie. En my beste vriendin het saam my skool gegee. Sy was 'n onderwyseres saam met my by die skool gewees. Okay. En toe het my kerel op my verneek met my beste vriendin in daai jaar. Ja. En ek moes skool soos dit was ook 'n baie groot motiveerder vir my om te wil stad toe trek. Te skuif, ja. Ja, want dit was net vir my aaklig geweest. So ek dink totdat jy nie iets soos dit ervaar in jou lewe nie, sal jy nie regtig verstaan waaroor Klein Dorpie Mentaliteit gaan nie. Maar daai was soos in 'n klein dorpie, almal ken mos almal, so almal weet al klaar wat aangaan. So dit voel asof almal vir jou kyk met hierdie oor dat hulle iets van jou weet wat jy nie weet nie. Ja, almal het klaar geweet behalwe jy. Ja, dit is nie baie lekker nie. So dis hoe Klein Dorpie ontstaan het. Ek het gewonder of dit so iets is want jy kan optel in 'n song wanneer is 'n liedjie ja, authentic fiksie is, ja. wanneer dit net uit die duim gesuig het, alhoewel dit baie goed geskryf kan wees, of wanneer daar eintlik ietsie wat rarig, en ek was baie nuuskierig oor dit, en dan Insecure Meisies, is daai... Ja, dit is ook, dis ietsie waaroor ek bietjie minder gewillig is om oor te praat. Jy hoef nie heeltemal uit te brei Maar nie. dit is maar net as by my shows, ek sal sê wat ek sê by my shows, is maar net, ek het regtig gedink na hoërskool, as 'n girl, gaan die klikkiness en die gebullery en al daai goeie stop. Ja. En hierdie laas jaar was dus 'n rude awakening geweest, dat maak nie saak wat se ouderdom sekere mense is nie, hulle gaan jou nog steeds hanteer soos wat hulle jou wil hanteer. Ja. Jy kan nie regtig iets daaraan doen nie. So ja, ek het maar net gevalle gehad van mense wat uit hulle pad uit gegaan het om my lewe moeiliker te maak as wat dit hoef te wees. Ja, onnodig lelik is. Ja, onnodig lelik was.
en toe het ek het so alleen gevoel en ek was so kwaad. So Ja. toe skryf ek om oor dit te kom. Ja. Ek het nie gedink enigiemand gaan resoneer nie. Ek het regtig gedink ek gaan dit daai volgende oggend net afhaal en ek gaan dit regret. Maar dit is dit een van die beste dinge wat ooit met my gebeur het. Is dit is jou song wat basically die beste doen op hierdie stadium, Ja, ek glo die Here vat dinge wat die Here wil nie sleg vir jou hê nie. So hy Nee. vat dinge wat sleg is en hy maak dit 10 keer beter. Ja. So ek het vir 'n lang tyd deur 'n baie slegte ding gegaan, maar ek het daarmee iets baie goeds daaruit gekry. Ja, En- exactly. Ja. So en ek dink baie mense, baie veral meisies, omdat jy oor daai hele ding sing ook, Ja. is resonate met dit. Ja. En daar's baie mense, dit is nogal 'n topic wat ek like om oor te chat, veral met jonger generasies van jou ouderdom en so aan. Social media is 'n groot ding Ja. en in julle musiekindustrie moet 'n ou baie relevant wees op sosiale media. Maar mense is ook baie lelik op social media. Ja, luister, ek moet sê ek kry nie so baie haat nie, dis net op Facebook. Ek gaan nie op Facebook nie. Is dit, ja? Ja, flip Facebook. Ja. Kan nie. Dit's mense met baie te veel opinies op Facebook. Hulle moet 'n Keyboard bietjie stil bly. warriors. Ja. Ja. Ek moet sê Instagram en TikTok is daar regtig aansienlik minder Ja. haatvolle mense. Maar ietsie wat ek die rekord net op stryd wil sit oor insecure meisies, Ja. wat ek nou die dag ook gesê het op 'n ander onderhoud wat ek baie graag wil hê mense moet verstaan is. Ja. Ek self is ook insecure. Ja. Okay, daar's almal kan insecure wees en as jy relate met daai sang maar jy voel maar ek is insecure. Jy mag so voel. Ja. Insecure meisies gaan oor mense wat hulle insecurities gebruik om ander mense seer te maak. Ja, dis Soos en dit bad. uithaal op iemand anders. Ja. Dis waarvoor ek jou gaan kwaliek neem want ons almal is deur ietsie. Ja. Maar as jy nie kies om die werk te doen aan jouself en daardeur te werk nie Ja. en ander mense te laat sleg voel oor jou eie werk wat jy aan jouself moet doen. Ja. Dit is waarmee ek 'n probleem het. Ja. So as iemand my wil fight daaroor, fight met my. Okay, maar dit is dan presies waaroor dit gaan, is daai insecurities. Ja. Jy moet self met dit deel en moenie ander mense seermaak nie. Ja. Dit gebeur baie en met mans ook, ek kan jou dit sê. Ja. Met mans ook wat seer gekry het in vorige verhoudings. Ja. Ek was self daar baie jare terug, ek is nou baie gelukkig, maar waar jy seer gekry het deur mense wat jou onreg aandoen, dan begin jy insecurities ontwikkel Ja. en jy kan nie die nuwe persoon vertrou nie of Ja. so I get it. Dis Dit ietsie is 'n waardeur thing. jy moet self eers introspeksie doen en met jouself werk. Ja. Deur al daai probleme, laat dit opkom, resurface en vra hoekom dink ek so? Hoekom wil ek so reageer? Ja. Wat is daar binne my wat ek moet fix? Maar ek sê glad praat nie van 'n holier than thou perspektief nie though. Ek Ja. het my eie probleme ook en foute. Absoluut, ja. So ja, ek het net die liedjie geskryf omdat ek seer gemaak was. Ja. En ek wil net hê mense moet dit verstaan. Ek is bly jy het daaroor gepraat. Baie dankie, want nou verstaan ek ook die song beter en ek is bly jy het bietjie oopgemaak oor dit. En ek dink dit is baie relevant in baie ander jong mense, soos ek sê, want Ja. sosiale media en allerlei plekke kry mense seer. Ja. Daai keyboard warriors wat nie Ja. gevoelens het nie, ek sal dit nou maar En op hulle profile sê. picture en ons is soos ek gaan dit te ernstig opneem nie Gerard. Ja, of 'n hondjie of 'n kat of iets, jy weet eers wie dit is nie. Hoorie, jy het gepraat oor 'n ander onderhoud nou en ek het opgelet jy was op Jacaranda live. Ja. Hoorie, hoe cool, is was jou eerste keer, né? Ja, dit was my eerste Super keer. cool. Dit was fantasties geweest. Dit was so cool geweest. Ja, dit is 'n mylpaal. Ja. Dit is so sulke candies wat jy kry deur jou loopbaan van jy doen ietsie reg. Dis Ja. baie lekker. Dit is regtig cool. En dan jou eerste song was Crazy Meisie, né? Toe ek dit die eerste keer sien, toe dink ek is hierdie regtig 'n crazy meisie? Ja. Is jy 'n crazy meisie? Nee, dit hang af wie jy vra. Ja. Hang af. Ek dink ons almal kan seker 'n bietjie Ja. crazy en sê nee. Ja. Ja. Nee, dis cool. Ek het net want dit is baie cool gedoen. Dankie. Met die hele storie en daar is al nie 'n pop vir teddybeer of 'n ding. Ja, wat ek skeer en al daai dinge. Dis regtig crazy Love goed. die musiekvideo vir daai sang actually so baie. Dis flippend goed geweer eens. Daai ons was great. Weet ek net gecheck hierso. Okay. Wat ek wil vra want ons het nou so baie gedigress al. Ja, sorry ek doen dit. Wie doen jou productions vir jou? Op hier tevore soos Crazy Meisie en daai goed het Tertius iemand dit gedoen. O ja, natuurlik, ja. En Insecure Meisies en Dis Okay en nou my album wat uitkom doen ek by Roan Graaf. Grafie. Ja, hy's baie goed en hy produce. Jy het natuurlik iets hier produce Ja, in ons het Dis Connection. Okay hierso gedoen. Ja, dis waar. So die vocals was hier gedoen. Graaf het produce. Yes, die legend. Legend. So daar's 'n album op pad. Ja. Hoe cool is dit? Is so exciting. Ek wou nog altyd 'n album gedoen het. So
soos 'n hele konsep vat en 'n album daaroor skryf. Alles nuwe songs. Ja, daar's soos 2 songs wat daarop gaan wees wat klaar uit is, maar Ja. die res van hulle almal nuwe songs. Nice. Is daar iets gaan jy die album release once of gaan jy eers 'n single of 2? Ek gaan so 'n single of 2 release en dan gaan ek die album stelselmatig release. Okay, wanneer is die Ja. volgende single? Is daar al 'n release datum? Nog nie 'n datum nie, want daar was probleme met die production en wanneer dit in gaan wees. Ingaan. Okay, maar dit is op pad. Maar dis amper, dis binnekort, dis binne die volgende 2 maande gaan daar 'n nuwe song Want ek is nog nie seker wanneer hierdie episode uitsaai nie. Okay. Ons shoot mos natuurlik eers al die episodes en dan saai ons uit. Okay. So hopelik saai dit uit naby aan wanneer hy release. Dit sal cool wees. En dan kan ons daarom so check uit vir Zoe se nuwe goed. Ek kan sê wat die song se naam is. Asseblief. Okay, die volgende song wat ek gaan release is Pikkewynstraat. Pikkewynstraat. Dit is okay, so ek het hierdie ding begin doen op my Instagram al 'n lang ruk terug, wat ek net songs skryf en dan post ek dit. En hierdie song het so goed gedoen en tot vandag, ek het dit 2 jaar terug gepost. En tot vandag toe as ek soos 'n poll of ietsie doen op my Instagram of TikTok, dan vra mense my, wanneer kom Pikkewynstraat uit? Wanneer kom Pikkewynstraat uit? So, Ja. Pikkewynstraat is daai uitkykpunt. Ek wil nou net in vra, is dit die Pretoria. viewpoint daar in Ja, Waterkloof? ja. Jy sê dis mooi daar. Die Dis wat nie weet, pragtig. jy gaan check Pikkewynstraat se viewpoint Ja. uit. Hulle is eintlik Pikkewyn Avenue, maar ek het Ja. Pikkewynstraat gemaak vir die song. So ja, dit is Okay. baie cool. Het jy al Ek- iets geshoot daar of nog nie? Nog nie. Want ek het so laas jaar somewhere toe wil ek 'n gedeelte van 'n musiekvideo daar shoot Ja. en ek gaan doen die site inspection. Dit is so stil. Daar staan een kar. Ja. En ek sê okay, ons gaan 'n bietjie raas hierso. Ja. Maar dit is lekker stil en as ek moet sal ek met die huise oor kan die pad gaan praat en sê sorry as ons vir 'n halfuur gaan raas. Ja. En ek beplan toe dat ons dit op 'n een of ander weksdag laatmiddag gaan shoot. En ons almal gaan en die mense wat betrokke is en toe ons daar opdag, dis daar soos 30 karre. Dis sit daar mense en hou piknik en Ja. kyk die sunset. Dis een van my favourite spots wat ek ontdek het van dat ek stad toe getrek het. Want as jy naaste, jy kry soms 'n uitkyk oor die hele stad. Daar's 'n bietjie bome. As jy naaste is normaal wat ek 'n bietjie voel in die stad. So ek elke oggend draf ek sien toe en elke aand gaan sit ek daar en kyk 'n bietjie na die So jy is daar nie te ver van daar af. Nee, soos in glad nie. Ek so Great. naby daaraan. Maar ek wou sê, maar dis nogal opdraande, so jy Dis baie opdraande, maar ons doen dit nou. Dit Ja. was die nuwejaarsvoornemings, ons doen dit. New Year, New Me. Ja. Hoorie, terwyl ons nou daarvan praat, ons het vroeg voor ons begin shoot het ons gechat oor dat jy kom van Zanina af en ek het ook in die Laagveld gebly Ja, en, dis so cool. en dat ons dit mis, Natuur. ek mis die bome, die bird sounds, die skoonheid, die natuur, die klimaat. Ja, net die skoonheid van die lugkwaliteit en die waterkwaliteit ook oor die algemeen. Soveel beter daar. Ja. Jo. Dit sê nogal mense hou altyd van die shine, wat ietsie nuut en ietsie shiny. Ja, jou favourite ding gaan altyd die nuutste ding wees, soos Ja. wat ek sê. Soos toe ek daar gebly het, kon ek dit nie so baie waardeer soos wat ek nou doen nie, want Ja. al wat ek kan dink is om daar uit te kom. Ja. En as ek daar uit en ek mis dit vreeslik baie. Ek love dit nog steeds in die stad. Ja. En jy is nou hier en jy's besig om vir 'n baie goeie karier te establish hierso. So Dankie. we all make sacrifices, Ja. maar dit gaan baie goed vir jou uitdraai. Dis klaar besig. Ja. Ek wil gebeur nog ietsie hoor. Daar is hier en daar 'n vloekwoordjie in van jou songs. Ja. Okay. Kry jy kritiek oor dit? Ja, natuurlik. Wat dink jy? Ek's Maar hou 'n jy- vrou wat vlieg. How do you handle that? Ek gee nie regtig te veel daaroor om nie. Ek probeer om nie om te gee oor mense wat my judge wat my nie ken nie. Jy weet, as mense wat my persoonlik ken, my judge vir sekere goeders, dan dink ek 2 keer daaroor. Ja. Maar as mense my nie persoonlik ken en weet wie ek is en my karakter ken nie, Ja. gaan ek nie toelaat dat hulle daarin klim nie. Maar dis nie ietsie waarop ek soos trots is, soos ja, go, ek moet vloek in my liedjies nie. Ek het beide daai liedjies het ek geskryf in soos van die laagste punte van my lewe. Ja. En dis so ek gevoel het en toe ek dit opgeneem het, toe voel ek gaan lieg as ek die woorde verander. Ja. Ek wil net eerlik soos wees myself en hoe ek was in daai oomblik. En- So ek het dit nie gedoen om enigiemand te skok of Ja. ek het dit net gedoen om eerlik te kan wees. En ek kan vir jou sê, en ons almal wat kyk kan getuig, dat partykeer kan jy net nie anders as om 'n kragwoordjie te gebruik om die boodskap oor te dra nie, Ek nê. stem saam, veral as jy woedend en kwaad en hartseer Ja. is. Ja. En ek dink die feit, want ek meen jy vloek nou nie lelik nie, maar
daai vloekwoordjie dra 'n baie sterk boodskap. Dis soos wow, sy het regtig so gevoel. Ja, En dis eintlik powerful. dankie. Maar ek was nuuskierig oor dit want toe ek dit die eerste keer hoor, toe ek ook soos, okay. Ja, mense hoor nie dit regtig gereeld nie, maar Ja. ek probeer net, my goal is om eerlik te wees en myself te wees. En Ja. as jy my nie like vir wie ek is, dan like jy my nie. Ja. Ja. Dit is 'n mooi antwoord want dit lei presies in my volgende segment en ek wil bietjie Zoe op stage versus Zoe by die huis. Ja. So, wie is jy wanneer daar nie kameras aan is nie en jy's nie op 'n stage nie? Wie is Zoe dan? Ek is sulke nerd, maar Nou, ja, ek hou van soos weird goedjies, maar ek is ook 'n au pair in my vrye tyd, so ek kyk na kindertjies. okay. Maar ek love skilder en ek love om dieselfde TV-shows wat ek gekyk het as 'n kind te kyk en ek lees Nice. boeke en ja, dit is wie ek is by die huis. Ek's baie eintlik 'n introvert. Dit is vir my exhausting om heeltyd tussen mense te wees en om mense te wees. Ek kort soos 'n hele dag wat ek nie met enigiemand praat nie, net om te recharge vir die res van die week. En dan op stage voel ek die confidence te weergawe van myself. Ja, Ja, waar by die huis is ek net, ek wil net kos maak, ek love kos maak, okay. ek love bak en brou. Ja, ek's kind of net bietjie boring, maar Ja, nee, maar dis cool. Ek meen, Ja. dis wie jy is. ja. En is daar een ding van Zoe wat mense altyd verkeerd verstaan of soos wat 'n misconception oor jou het? Ek het soos geen idee hoe ander mense my waarneem nie. Ek het ek weet glad nie wat mense van my dink as ek hulle ontmoet nie. Ek kan nie mense lees in daai opsig nie. So ek weet nie wat se misconceptions mense van my Ja. het, eerlikwaar nie. Oh. Ja, wat dink jy van my wat jou geskok het toe jy Ek kan met jou eerlik wees, dit is baie goed, ek bly jy vra my dit, want omdat ek jou musiek gevolg het en bietjie van die punk rock tipe gevoel het en genre het ek gedink toe ek jou gaan ontmoet die eerste keer om met jou te werk, ja, dat jy 'n baie uitspattige nie lelike uitspattig nie, maar soos Ja, 'n net 'n- vol lewe ja. bietjie meer van 'n rower chick is, maar jy is Ja. inteendeel glad nie. Nee, ek kom vir 'n klein dopie af. Ja, jy's eintlik baie chilled Dankie. en soft spoken. Jou musiek is loud en groot, Ja. maar jy's soft spoken en Ja. ek meen jy het vandat ek jou ontvang het, jy het nog nie een vloekwoordjie gesê nie. So jy vloek nie eers aan regte lewe nie. Dit Ek is doen so nou en dan nou. Maar dit is wat ek sê, soos as ek kwaad is. Ja. So dit is nie my plan om te vloek in elke liewe liedjie nie, maar as ek kwaad is oor ietsie, gaan ek nie teruggaan nie. ja. So maybe is dit dalk wat dit was nou met Soos my misconception van my soos die tipe musiek wat jy uitbring versus wie jy is nie Ja. noodwendig Dieselfde ding nie. Wow. jou musiek wat jy uitbring is wie jy is, wat jy wil sê Ja. en Ek- jy kies dalk daai manier om dit te sê. Ja, ek dink soos wat mense nie mooi verstaan van musiek nie, is dit is nie wie jy is nie, dis 'n single gedagte wat jy het wat jy vasskep en probeer express. Dis soos 'n emosie en 'n gedagte wat jy het. En ons almal het soos duisende gedagtes deur die dag, maar een gedagte van jou maak nie wie jy is nie. Ja. Ja. Maar ek het Okay, cool. Ek het nou sommer vergeet om te kyk na wat my volgende vraag moet wees. Maar dit is cool geweest om te weet hoe jy my soos wat jy van my verwag het en wat die realiteit was van. Almal het altyd ek dink 'n preconception van hoe iemand is Ja. voor jy hulle actually ontmoet het. En ek dink dink so. nie dis verkeerd nie, ek dink dis menslik. Dit is menslik want jy probeer maar net uitfigure wie jy gaan ontmoet. Ja, hoe baie het jy al met iemand oor die foon besigheid gedoen en nie geweet hoe hulle lyk nie en dan wanneer jy hulle ontmoet, is dit soos is dit die persoon wat ek nog heeltyd praat? Ja, Want- maar ek moet sê dit het my ook 'n rukkie gevat om gewoon te raak soos om as jy van die grootste sterre ontmoet en dan besef dat wie hulle is ook op stage en wie hulle is as persoon is nie dieselfde nie, maar dit is nie asof hulle vir jou lieg of enigiets nie. Ja. Dis net soos dis nie wat ek verwag het nie. Ek's kind of pleasantly surprised of partykeer teleurgestel. Ja. Dis 'n baie goeie punt wat jy maak want soos wat jy as jy nou nie tussen die industrie en jy begin jy kyk op na baie van hierdie sterre en bekende mense Ja, en dan kom ek jy ook. agter. Ek was dus in glad nie blootgestel aan dit my hele lewe lank nie. So dit was 'n hele nuwe pool van Ja. o my siel, ek het hierdie mense geïdealiseer. Ja. En dus dan besef jy hulle is net mense, soos ek en jy. Het jy voor jy begin musiek doen het jy Afrikaanse musiek geluister? Was dit jou ding? Nee, dit was nie my ding gewees nie. Ek dink
veral op hoërskool en goeters is dit nie cool gewees toe ek op skool was om Afrikaanse musiek te luister nie, wat vreemd is. Maar ek het baie in die Engelse musiek wat ek baie geluister het, maar ek het groot geword in 'n Afrikaanse klein dorpie, so daar was konstant Afrikaanse musiek om my gewees. Hulle hou die Afrikaanse musiekbedryf aan die gang. Hulle doen, ja. So ek het soos Caroline van Jaarsveld en Rihanna Nel en hulle almal so baie geluister en ek het dit gelove. Is okay, ek dink nie hy gaan plan nie, ek kan hom maar los. Dis op silent, Ja, ek so jammer. ja, moenie worry nie. As dit 'n belangrike oproep is en jy moet hom vat hom. Nee, dis okay. Okay. Maar ja, ek het dit geluister toe ek groot geword het, maar ek het aansienlik meer Afrikaanse musiek begin luister toe ek in die bedryf inbetree het. Want toe ek in die begin het ek mense begin ontmoet en nie geweet dat hulle belangrike mense in die bedryf is nie. Okay. En toe ek okay, so jy moet jouself begin educate. Want jy kan nie mense ontmoet en dan party mense verwag jy met weet wie hulle is en dan as jy nie doen nie, kan hulle partykeer offended. So, dis ek okay. En jy het nou al 'n collaboration gedoen saam met Zaan, Klein Dorpie Mentaliteit, great. Dankie. Is daar enige ander collaborations wat jy nog wil doen of aan werk? Daar is so baie wat ek wil doen en tans aan werk. Tell me about it as jy mag, iets wat jy mag deel. Ek wil nog nie enigiets weggee nie, want dit is exciting, nee. Okay. Dit is mos exciting om te sien as jy saam met iemand ietsie sing. En jy dit nie verwag nie. Maar ek dink ietsie wat mense ook nie van my weet nie, is soos ek love rap musiek. Super baie, maar ook baie broad spectrum van musiek wat ek like. So jy gaan nooit reg kan voorspel met wie ek wil collab nie. So daar's 'n paar verrassingkies op pad. En behalwe met wie jy nou betrokke is, wat jy nou nie hoef name te noem nie, wie anders is daar droomcollabs wat jy graag nog wil doen? Dis wat ek het nou die dag het ook in 'n onderhoud gesê, ek sal love om saam met soos Spoegwolf. Ek dink hulle is, maar ek sien hulle het sommer Kardern nou 'n liedjie. Ek sien dit, ek kan nie wat te hoor nie, want ek kan nie eens picture hoe daai gaan klink nie. Dit gaan soos crazy wees. Excited daaroor. Nee, love Spoegwolf. Dis wat ek sê, soos hulle was 'n groot deel van hoekom ek ook doen wat ek doen vandag. So Spoegwolf, en ek love Elandrey se stem en Caroline van Jaarsveld. Want sy maar ek sprei dit uit. Ek het nog 'n lang carrière. Ek hoef nie alles op een slag te doen nie. Verseker, jy is hier om te bly en jy gaan so lank as moontlik verseker doen wat jy doen. So, maar ek is seker iewers gaan dit gebeur waar jy met daai groot name ook kan collaborate. Ek moet net liedjies skryf wat op hulle kaliber is, dan soms kan. So, as jy 'n song skryf, skryf jy hom met 'n collab in gedagte dan? Ek het nog nie tot en met dusver nie. Tot en met dusver skryf ek 'n liedjie en dan sê ek soos ek kan envision dat hierdie persoon dit goed sal kan sing, kom ek stuur dit vir hulle en vra vir hulle of hulle Het iemand anders al songs gerelease wat jy geskryf het? Het jy al vir iemand anders geskryf? Ek het al, maar is nog nie gerelease nie. Maar dit kom nog? Dit kom nog. Cool. So, maar as jy nie mag sê nie, of moet sê nie? Okay, kom, ek kan nie wag nie. Ons sal seker eventually weet. Ja, julle sal weet. Okay, dis exciting. Kan nie wag om dit te hoor nie. So jy sê, ons is nou hier op dromers en doeners. So jy sê jy is meer van 'n dromer of meer van 'n doener? Ek voel jy moet beide wees, want as jy die hele tyd 'n dromer is. Ek is 'n movie se dromer al my hele lewe lank en ek voel jy moet groter droom as wat jy ewen dink jy kan droom. Om te kom by die plekke waar jy wil kom. Jy moet delusionally glo in jou drome ook. Maar jy moet aksies neem in lyn met jou drome om hulle werklikheid te maak. Dit sal gebeur. Ek glo enigiets, as jy ietsie kan droom en jy werk volgens dit, sal jy dit bereik. Maak jy saak wat jy. Dis baie 'n goeie punt wat jy maak. Dis juist deel van die hele topic van die podcast is. Daar's mense met massive drome. En dan sal mense wat heeltemal baie goed met hulle lewe doen, maar nog nooit regtig iets gedoen het omtrent hulle drome nie. En dan sal hulle soos hulle worde prokureer, maar hulle droom is eintlik om. Dis my grootste vrees my lewe lank. Dis die grootste rede hoekom ek so groot droom. Want ek is so bang dat ek was so bang my drome kan nie waar word nie. Ek het sulke groot vrees gehad om stuck te wees. Ek is bly my childhood droom het nooit waar geword nie, want ek het as 'n klein seentjie gedink dit moet flip en cool wees om 'n trokdrywer te wees. Maar hierdie groot Amerikaanse 18-wheelers of baie meer as 18 wiele al. Jy moet groter droom, baby. Jy moet toe ek 'n klein laaitjie was, ek het met trokke gespeel en ek het vir my ma gevra, ek onthou altyd, ek het vir my ma gevra,
kry trokdrywers baie geld. Ja, en dis is nee. Wel, hulle doen actually inteendeel. Hulle In Amerika. wel Suid-Afrika, kon jy raai ons werk lang ure, maar hulle travel ver. So ek dink hulle word actually baie goed betaal. Okay. En my childhood-droom was om 'n trokdrywer te wees. Ek kan nie aan enigiets erger dink nou as om 'n massive trok te ry Ja. wat net 60 kan ry, dan moet jy Kaap toe en terug ry. Ja, dit klink aklig. Dit klink soos 'n nagmerrie, nie 'n droom Wat nie. beteken as dit die moeite werd is, sal jy Ja. dit doen. So dis ek meen ek seker die ouens word goed betaal. Enige trokdrywers al buite laat weet ons. Nee, ek asseblief. love jy as jy 'n trokdrywer is, ek beloof. Soveel respek vir jou. Yes, wat Kry jy jammer it's nou. long hours. Ja, behalwe as jy dit love, behalwe as jy dit gedroom het soos hy van klein. Daar's 'n ou wat sommer op skool was, Werner, wat ons is nie regtig goeie pelle gewees, maar ons ken mekaar. Hy het 'n hele paar jaar terug toe sien ek hy het vir homself 'n trok gekoop, soos 'n massive trok en hy doen dit nou actually vir 'n lewe. So jy het soos 'n vliegtyg wil vlieg. Ja, helikopter. En Ek dink 'n helikopter vlieg is soos 'n dis nogal 'n ek kan ek sê 'n cool ding om te kan sê. Pilots is cool en alles, maar ek dink 'n helikopter pilot is nogal 'n cool ding om oor te brag. weet jy wat skoon, my ouma kan helikopter vlieg. What? My ouma het 'n pilot's license. Dis crazy. Dis so cool. Ja. Sy's so cool. Sy's 'n crazy meisie. Sy vlieg helikopters. Ja. Hoorie, dis pretty cool. Terwyl ons nou so gechat het oor drome en doeners, of drome en om iets te doen omtrent dit. Waaroor droom jy of is daar 'n droom wat jy het wat jy dalk nog nie hardop admit het aan iemand nie? Is daar iets wat jy graag oor droom, wat jy oor droom nog? Nee, ek is bang om my drome hardop te sê vir mense nie, eerlikwaar. Ek het groot drome. Party van hulle voel onrealisties, maar hierdie het ook onrealisties gevoel. En dis alwaaraan ek myself probeer ook herinner. So ek dink as 'n sanger en as enige creative, sal jy baie graag global of internasionale status van sukses probeer bereik. Ja. Of so naby aan dit as wat jy kan. Maar om dit te doen met jy Engels doen. Ek wou nou net sê jou music videos is klaar op haar standaard, so you just need to release an English song. Ek weet, maar ek wil ook nie hê die volk moet voel asof ek hulle verraai of enigiets Nee, nie. dis al nie. Maar ek het sulke drome nog altyd. My droom as klein kind was om Hannah Montana te wees. Jy verstaan? Okay. So ek daai is soos best of both worlds waar jy 'n great lewe aan Ja. beide kante kan hê. Maar om global success te behaal is nogal so groot ene vir my. Ja. Wel, het jy al iets geskryf in Engels? Ja, ek deel eerste musiek wat ek geskryf het was in Engels gewees en toe ek die deel gekry het, toe begin ek in Afrikaans skryf. Okay. Maar ek is te bang om dit te doen. Ek dink as jy een doen om die Seker waters te hier of toets. daar. Ja, ek sien baie Afrikaanse mense doen dit. Want dit is al 'n droom. Jy wil goed doen, jy wil 'n longevity hê. Jy wil gaan nie- kyk wat se impak jy op die aarde kan maak Jy gaan nie 'n top-selling international artist word deur Afrikaans. in te Afrikaans sê. nie. Jy gaan globally en miskien in Nederland en Namibië gaan jy goeie goed vir streams kry, maar ek meen, wat keer jy? Die wêreld is Jy daar. oester. Ja. So en ek is seker jou platemaatskappy, alhoewel dit 'n Afrikaanse platemaatskappy is, Ja. 'n Engelse song wat goed doen, Ja, kan net vir hulle ook goed wees. Ja, dit is waar. Nee, ek moet net Wat 'n ek moet net kans. die guts kry om dit te kan doen. Droom groot, dream. Oh. Jy's 'n dreamer, nie 'n dromer nie. So ek sê ek hoop almal droom baie groot en volg hulle drome. Ja. Nee, doen dit. Ek dink dit gaan awesome wees want ek meen as jy in dieselfde genre bly Ja. en dis net want Afrikaanse punkrock is bietjie Dis baie vreemd nie, klein. maar dit is soos okay, dis interessant, Dit maar is as jy mainstream. as jy nou nog Engels nie. punkrock is, Ja. soos dit val presies in daai Ja. en om myself voor te berei het ek hele oggend op pad hiernatoe punkrock geluister. Regtig? Ja, ek so groot, ek love old school punkrock, Blink-182, Sum 41, al daai van way back. Dis seker Ja. voor jou tyd en toe ek Nee, op dis nie so voor my tyd. toe ek nie, op maar hoërskool bietjie. was dit soos die in bands om te Luister. te luister, ja, vir my, Ja. vir ons, ja. Dan gou wil ek weet, het jy al 'n low moment gehad in jou kort musiekkarriere waar jy gevoel het ek kan nie meer hierdie doen nie, ek wil ophou. Ja. En as jy so 'n moment gehad het, wat het jou laat besluit om aan te hou en nie op te gee nie? Ek dink ja, ek begin laas jaar het ek regtig oorweeg om
net uit te figure wat ek met my lewe doen, want ek voel as jy nie soos 'n sekere hoeveelheid sukses begin behaal nie, begin jy voel, okay, wat is die doel van hierdie, hoekom doen ek hierdie, jy gaan hierdie ooit ergens heen gaan, en toe gebeur insecure meisies, en toe sê ek soos, okay, ek kan nie opgee nie, ek kry 'n smaakie van wat ek baie graag wil hê, so ons gaan aan, en ons gaan deur dit, maar dit is altyd soos wat ek ook nou gesê het van die Shiny, toe alles nuut was en ek net begin het, so ek ook nie kon dink aan die dag wat ek ooit twyfel om te doen wat ek wil doen nie, en dan kom daai dag, en dan gebeur daar net iets om jou te reignite en te onthou, soos een dag het ek gedroom om te kan doen waaroor ek nou kla. Ja, wow. So ek het geen reg om te kla oor enigiets op hierdie stadium nie, ek moet net dankbaar wees en vorentoe gaan, want hierdie is my droom. Ons kan nie opgee op dit nie, jy het net een lewe. Ja. En ek weet hoe ek wil hê myne moet lyk. Ja, exactly. En jy gaan alles in jou vermoë doen om dit so te probeer. Kry soveel soos wat ons eintlik maar ons is nie eintlik in heeltemal in beheer van ons eie lewens nie, maar dit wat jy kan doen om jou droom te bereik, gaan jy mos nou probeer. Dis eintlik mooi, dis 'n mooi storie ook waar jy het amper opgegee en toe gebeur daar iets waar die song Insecure Meisies uitgebore is wat ook vir jou 'n moeilikheid was. And that kind of just made you took you to the next level. Ja, dit is wat ek sê, die Here seën vir my in sulke weird maniere, want dis 'n klein dorp mentaliteit was ook kind of en toe gebeur hierdie geleentheid vir my so. Dit voel net asof hy elke keer as ek begin dan in the dumps raak, herinner hy my van my drome toe ek 'n kind was. Ja. Ek dink nou aan iets anders, nou dat jy weer die song noem, klein dorpie mentaliteit, en ek weet mos nou die storie. Soos, ek het gister vir iemand gesê, daar's 'n die band Def Leppard. Ja, ek doen actually. Ja, so dat is song Love Bites. Ja. Wat eintlik een van hulle grootste song is, en die storie wat ek gehoor het, en ek hoop dit is die waarheid, want dit is hoe ek het geleer het, is daai song is ook geskryf uit, die ou het sy vrou of iemand gevang, verneek, in die bed saam met die ou. O, jette. En daar was nie groot hoeha gemaak nie, hy het omgedraai en hy's uit, en hy het die song Love Bites gaan skryf. En as jy na die song luister, dit is so brutal. So, ek meen, what a way to deal, nie, maar dis brutal in terme van, as sy nou daarna moet luister. Maar daai ou letterlik net, Ja, jou emosies op papier, jy het gebloei op jou papier, jy het dit uit jou uitgekry, want dit moes, want dit is 'n gesonde manier ook om jou emosies uit te kry, is om te skryf daaroor. Ja. Dis beautiful, want dan weet jy ook presies hoe jy voel, want partykeer as jy in dit is, dan voel jy kwaad, maar jy weet nie regtig hoekom jy so kwaad is nie, en dan sê jy die woorde, dan is jy soos, dis hoekom, dis hoekom, ek word my kwaaier. Jy lyk op papiertjie skryf, skryf so aggressief. Ja, skeer die papier sommer terwyl jy skryf. Ja, ek weet ons joke nou oor gevoelens en goeters, maar dit is mooi, en dit is goed dat jy so daarmee deel ook, en ek meen dat jy bring musiek van ander mense wat great is ook. As ek en jy oor 3 jaar weer hier sit en chat, wat hoop jy het verander tussen waar jy nou is en oor 3 jaar van nou af? Wel, ek hoop net ek stagneer nie, ek hoop ek hou aan groei opwaarts en voorwaarts, en dit beteken nie dat ek beter moet doen as iets anders wat ek al tevore gedoen het nie, so net aanhou consistently doen wat ek besig is om te doen. Ek probeer om nie te veel pressure op myself te sit nie, maar nog steeds groot te droom, want as jy te veel pressure op jouself sit, dan begin dit bietjie toxic word vir jouself. So ek probeer net open mind en het oor alles. Maar die feit dat ek al die hoeveelheid sukses bereik het, wat ek nou nie in die kort tydjie wat ek in die bedryf is nie normaal, of soos dit gebeur nie net met enigiemand nie, en ek wil dit net nie vir granted vat nie, ek wil dit ten minste net gebruik in my voordeel, en ek hoop mense sien dat ek dit waardeer, dat hulle my ondersteun. Ek dink mense sal dit sien, en die feit dat jy dit so mooi hanteer, dat jy dit waardeer, ek dink dit gaan jou net bless om nog meer sukses te bereik en meer musiek. Alhoewel sukses 'n baie debatable term is, want wat beteken sukses vir jou? Dis glad nie dieselfde as wat dit vir ander mense beteken nie. My grootste goal is net om oop en eerlik te wees. Obviously wil jy daai sukses idee behaal, maar ek wil nie myne doen deur om myself te verkoop of my siel te verkoop aan enigiets anders behalwe presies wat ek wil doen nie. Ja, dis mooi. Ja. Dis baie mooi. Okay, op 'n ligter noot. Okay. Ek gaan so kort game wat ons gaan speel, Roast of Toast. Okay, so roast is
jy hou nie daarvan nie. Okay. Toast is die cheer, is 'n toast. Okay, Soos beautiful. nie 'n toastbroodjie Ja, nie. oh, Okay, so ek love gaan iets sê en dan sê jy vir my of jy dit sal roast of sal jy toast op dit. okay. Maandagooggende, Roast. Crocs, Roast. voice notes. Toast. Voice notes langer as 2 minute. Roast. Okay. Maar ek stuur hulle nou. Motivational quotes. Toast. Toast. Motivational quotes met 'n foto wat nie relevant is tot Roast. Hoe kom doen hulle dit? Maar dis cute. Dis Dit- gewoonlik 'n ou tannetjie. ja, of iemand wat in 'n bikini op die strand staan met 'n Bybelversie. Nee, ek hou niks van dit. Roast. Maar Bybelversie toast, foto ja, roast. ja, okay. 5:00 in die oggend gym. Toast. Okay, ja, so is jy 'n oggendmens, Nee, maar jy sal 5:00 in die oggend gaan gym. jy wel dis al wanneer ek kan. Okay, true. So you'll toast that one. Ja. Pineapple op pizza. Toast. Oh, nice. Ek ook. Ja, love it. Love it. Gym selfies. Het jy al gym selfies geneem? Nee, rarig nie. Baie mense doen en dit is vir my baie weird. Ek roast dit. Ek shame, weet jy ek shame glad nie. Weet jy wat toast? Well done vir jou dat jy in die gym is. Party mense het nie eens die motivering om dit te kan doen. Ja. So ek's trots op jou. Okay, goeie punt. Toast. Toast. Ja. Waar was ons? Matching couples outfits. Toast, ek love dit so baie. Ek wil so graag eendag matching outfits hê met wie ook of my significant other Ag, is. nice. Okay. Even op julle jong en ou dag. Ja, dit is Okay. net so cute soos mense in matching outfits nie. Ek dink dit is so oulik. Mullets. Toast. Toast. Snor. Toast. Snor en mullet saam. Toast. Oh, toast. Is dit? Ja. Ek bly jy voel so want dit is nogal weer 'n ding wat teruggekom het. Ja. Maar ek het 'n mullet gegroei laas jaar en that didn't look so lekker on me. Nee, maar dit lyk nie reg op almal nie. Dis die hele ding. Ek het dit Soos gedoen as as 'n 'n man date. mooi lyk met 'n mallet of iemand mooi lyk met 'n mallet, dan lyk hulle mooi met 'n mallet, maar as hulle nie doen nie dan. Ja. My mullet het soos 'n Joe Dirt mullet gelyk. Weet jy wie's Joe Ja. Dirt? Hy het so reguit gegroei en dan hier die een kant het so bietjie en dan sit net soos en dan begin hy so vorentoe krul en kiel hy my oor. Dis ek net soos nee. Ek het dit gedoen as 'n dare. 'n Groep ouens het dit gedoen. Ons het besigheidsdeal gewees wat gesê het ons gaan groei en ek is die ou wat die langste gehou het. Almal van julle het dit afgesny behalwe ek. Okay. En maar dit, ek gaan dit nie weer doen nie. Maar nee, as jy weet jy lyk nie mooi met ietsie nie, meneer, dis maar net haarstyle lyk nie mooi op almal nie. Party mense lyk baie mooi sonder enige hare en party mense nie. Maar my vrou is soos as ek haar eerlik vra, nee, dit lyk mooi. En dan nou as ek maar rekord nee, dit lyk mooi. Dan sê ek soos jy moet 'n eerlike opinie hê. Daai het nie mooi gelyk nie. Sy sê soos dit pla my nie. Ag, sy maar sy's lief vir jou. Sy sien Sy vir love jou my met net die soos ek is, ja, rooskleure Definitief. brilletjies. Ja, she doesn't care wat ek doen hier nie. Waar was ons? WhatsApp group chats. Ek kan nie daarvan nie. Ek Roast. neem nie 'n roast. Chat nie op 'n braaibroodjie. Toast. Toast. Dit is toast, nee. Eie op 'n braaibroodjie? Toast partykeer. TikTok, Toast, ek love Instagram ook. Ja, Ja, Facebook toast. wil jy roast. Toast, Facebook roast. Met 'n flamethrower Ja, wil jy hom roast. Ja. Ek weet nie of jy drink nie, maar brandewyn en Coke Zero. Ek drink nie brandewyn nie. Glad nie. Drink jy kan nie. ietsie? Ja, ek drink wyn. As jy wyn. Wyn en soos ek sal vodka partykeer drink en tequila. Maar wyn. Ja, cool. Dan 'n paar kort vragies. Ons is klaar met die roast en toast gedeelte. Wat is die laaste song wat jy gedownload het op jou playlist? Ek dink dit is End of Beginning deur Joe. Ja, ek dink so. Ja, jy wil kan kyk, maar ek is nuuskierig want so leer ek nuwe musiek. Ek dink ek so of ek het of is Peach Tree. Sorry, dis nie mense wat jy gaan ken. Ofwel Joe is nou kan groot dis Mitchell Stranger Things gekyk. Nee. Ek het gister maar dis nie 'n nuwe liedjie nie, so ek was doen nie dit nie. Nee, maar dit is die laaste liedjie wat jy gedownload het. So al is dit nie 'n nuwe sang nie. Okay. Nee, dis net wat ek gister geluister het, nie gedownload het nie. Ja, End of Beginning deur Joe, maar dis nogal 'n bekende liedjie op hierdie stadium. Okay, ek gaan 'n bietjie gaan luister. Ja. Dis so ek nuwe musiek discover. Ja, ek love it. Wie was jou heel eerste celebrity crush?
Harry Styles. Harry Styles. Ons het gister 'n gas gehad wat hier gesit het wat 'n Harry Styles song gesing het. Oh my goodness. Falling is die song se naam. Ja, ek Yes. love Falling, ek op die klavier ook geleer. Ek dink ek lieg amper, ek dink dit was Justin Bieber eers gewees en toe Harry Styles, Ja. maar Harry Styles is nog steeds relevant vir Hy's my. nou nog jou celebrity. Ja, hy's nog steeds. Okay. Ja. Wat is jou favourite emoji om te gebruik? Ek dink die swinkie. Okay. Het jy al die swinkie vir die verkeerde persoon gestuur? Nee. Ek Gelukkig praat nie. Ja, as ek met jou praat, moet jy geëerd voel want ek antwoord nie net mense nie. Oh, great. Baie Ja. dankie. Ek bly het gereply het ek jou genooi het. Nee, en al ek dis goed. nie, dis eintlik dit het nou verkeerd oorgekom. Nee, Dis nou hoor net jou. ek hoor is jou. baie overwhelmed deur my foon. Ja. Soos meeste van die kere so. So sit jy hom partykeer neer en dan Ja, ek sit hom net is af. nogal 'n device wat ons kan control, nê. Nee. Ja. Ek praat baie met my vrou ook daaroor. Dit is sonder dat ons dit besef, sit ons en dan as jy weet jy het jou foon opgetel en jy's besig om te En scroll. daar's al 3 ure verby. En dis eintlik so scary en dis vir my snaaks op dieselfde tyd want ek en sy sit langs mekaar en dan sonder dat ons besef skielik het iemand 'n foon opgetel en you just busy on social media. Ja, dis bietjie scary vir my ook. Want daai ding control ons. Dis Hy bad, nee. Doen die einde is op ons julle. Ja, en daar's nou sadly is daar nou 'n wille oorlog in die wêreld aan die gang. Ja, ek weet. So ek hoop dit stop ook. Oh my goodness. Ons is Kom ons praat nie weer ja, wat ons in is die weer wêreld besig aangaan met nie. serieus goed. Okay, what's your go-to comfort food? Sushi. My vrou loves sushi. Ek het probeer. I don't. Wanneer ook al ek 'n afdag het, dis soos dit die een ding wat my beter laat voel, is 'n stukkie sushi. Het jy 'n hidden talent behalwe musiek? Ek het 'n paar, ja. Okay, wat tel me? Tel us. Nee, ons kan nie dit sulke goeders vind jy maar uit met tyd soos wat jy my leer ken. Maar jy het gesê jy skilder jy? Ja, jy ek het dit skilder gesê. en ek skets en ek, maar dit is ja, dit is nie so hidden. Okay. Nee, I guess dit is seker hidden. Ek deel dit Ja. nie regtig so baie met mense nie. Maar dit was 'n groot liefde in my lewe. Ja. Ja. Okay. As jy 'n superpower kon hê, wat se een sal jy wou gehad het? Invisibility. Jo. Ja, dis 'n goeie een. Wat was jou eerste werk wat jy gedoen het na skool? Onderwyser is. Onderwyser is. Ja. By dieselfde skool waar jy hoërskool was. Ja. Was dit nie weird nie? Dit was baie weird want die kinders van voor ek skool gegee het was saam met my op skool. Net 'n paar jaar Dis voor okay, jou. Ja. So baie cool, maar ja. Ja. En ek weet nie waar het ek hierdie vraag nou die dag gehoor nie. Toe dog ek dis nogal 'n interesting vraag om te vra. Het jy al teruggegaan Zanine toe vir 'n gig? Ja, okay. Is dit vir jou weird? Ja. Want daar's mense wat Maar ek love Zanine en ek love die mense. Daar's maar net as jy daar bly, almal ken al klaar almal. Dit beteken ek ken almal nie, maar almal weet wie almal is. ja, En nou is daar 'n added layer van dit Ja. nog daarbo. Dit is bietjie vreemd. Ja. Party mense act 'n bietjie anders as wat hulle gedoen het. met jy was saam met hulle op skool of daar's mense wat Ja, meeste van die mense saam met wie ek op skool is nie regtig meer in Zanine. Dis kind of ander mense wat bietjie vreemder. but they know that you Ja. from there. Ja. Okay, wat is wat's your guilty pleasure? Kom ons dink 'n bietjie. Guilty pleasure. Guilty pleasure is soos Netflix kyk en soos 'n koekie eet of roomys, nee. Ja. Dis is 'n Dit guilty is soos pleasure. 'n guilty pleasure is iets wat jy like om te doen want dit is vir jou lekker, maar ander mense is al soos dis nie goed vir jou O, nie. so ander ja, okay, so ja, ek het gister of wel Sondag het ek Bridgerton gekyk en soos daai Negatelli chocolate chip cookie Ja. geëet en toe voel ek net soveel beter vir die week wat voorlê. Ja, dis 'n guilty pleasure. Ja. As jy nou dan dink jy soos maybe moes ek nie, maar ja, dit was ek nog steeds moes dalk lekker. nie, maar ek like dit. Wat se goed maak jou nog steeds kinderlik opgewonde? Wel, gigs maak my kinderlik opgewonde, veral groot een is om sekere mense te ontmoet, om diere te sien. Ja. Om iemand te sien wat jy lanklaas gesien het, maar Ja. jy het liefde in jou hart vir hulle. Okay. Sulke goed, maar ek is baie so sentimenteel en like die klein dingetjies. So baie, dit beteken so baie vir my. Ja. Maar ja, diere, enige baba diertjie, enige een. Is dit? Ja, Honde, behalwe 'n katte. slang. Ja.
maar ek like geckos en goed ook. Okay. Ja, net Het jy nie nou net iets gepost ja, oor letterlik gister ek met chameleons? ja, Yes, ek love chameleons. Die familie waar ek het net 2 gekry. So ek sien hulle ook nou elke dag. Yes, dis cool. Ja. Ja. Baie interesting creatures daai hoor. Ja. Yes, ek love hulle. Chameleon is 'n Greek woord. Ek het dit geswat en toe ek in die wildtuin gewerk het al daai jare, het ek so baie chameleons wat oor die pad loop en dan Ek het ook al stop gesien. hulle, tel ek hulle op, ek skuif hulle. hulle. Dis baie interesting creatures. Ek love so hulle. Cute. Ja, Dit is so vreemd dat hulle kan kleur verander. So weird. dis amazing. Hulle het die superpower wat ek wil hê, invisibility. Hy blend in. Jy kan dieselfde kleur as daai bank word nou. Ja, soos Ja. beautiful. As ons nou moet braai en jy kan een celebrity nooi. Enige Suid-Afrika oor see, doesn't matter. Sommige wie sê graag wil braai. Wil braai is 'n ja. Dis nou vir my 'n moeilike vraag. Ek weet nie hoekom is dit moeilik nie. Ja. Okay. Nathaniel met braai. Hy is die braai koning. Is Ja. hy nie? Wel, hy maak baie lekker kos, Ja, hy dit moet weet ek. braai. Ek het nou nie goed braai nie, maar ek dink hy's 'n baie interesting character. So Ek ek dink mens kan nogal Ek sal love, ek weet nie. Interessant. ja. Want ek wys dis Olivia Rodrigo, maar dit's nou sy gaan nie wil braai nie. Ja, probably nie, nee. So jy ja, gaan so ek probeer dink wat pas by braai. Ja. Nathaniel. Ja. Dis 'n baie goeie Papa graag in sy kop vat. baie goeie antwoord. Ja. Ja. Okay. Hoor hierso, ek het baie lekker met jou gechat. Ons tyd is amper verby. Ja. Ons het 'n geskenkie vir jou hierso. Nee, julle het nie. Ja. So ek weet jy het nou nie koffie gedrink op set nie, maar Ja. hier is jou eie koffiebeker, Oh my 'n dromers en Oh, dienersbeker. dankie. Want ek weet nie of jy koffie drink actually Ek nie. doen. Ja. Ek love koffie. Nou, ek kan net nie 'n Red Bull en koffie drink nie. Ja. Okay, ja, true. Jy het hier aangekom met 'n Red Bull. Ja. Want blykbaar put kinders 'n bietjie uit as jy op keer en dat jy energie nodig in die oggend vir die podcast. Ja, ek gaan nou hierdie gebruik. So daai is jou dromers en doeners beker. Mag jy elke keer as jy met koffie drink, onthou om jou drome te jaag en nooit ophou doen wat jy doen nie, want jy is baie suksesvol in wat jy doen sover. Dankie. En dan hier is vir jou 'n voucher. Ons clothing sponsor Weller Clothing het vir jou 'n voucher gegee. Hulle is 'n hele redelike nuwe brand en hulle is besig met 'n women's reeks. Dis So jy kan of 'n rukkie wag vir hulle vroue reeks om uit te kom, kan jy vir jou baie cool hemp by hulle bestel, of as jy 'n mansvriend het wat jy wil bederf of iets, kan jy vir hulle dit. So gaan check bietjie Weller Clothing Hulle uit. is so oulik. Baie cool brand, baie nice designs, baie mooi betekenis agter die brand en alles. So go and check that out. Ek is so sleg met goed, ek wil huil. As die mense vir my goedjies gee. Nee man, Dankie. nee moenie, dit is definitief wat jy nie van ons vergeet nie en hopelik kan ons weer oor, soos ek gesê 3 jaar, maar dalk is dit minder as 3 jaar sit ons hier. Ag sy, moet jy emotional. Ek is so ja, maar dis hoekom ek in die perfekste bedryf is vir my. Ja, om liedjies okay. te skryf. Ja, dis mooi, dis mooi. Dankie. En dan wens ek jou alle sterkte toe. Ek kan nie wag vir die album nie. Ek sien so uit vir die album. Ek is so nuuskierig om te sien wie die collabs gaan wees. Maybe kan jy my off-air sê en ek sal dit vir niemand sê nie, ek beloof. Ek kan nie wag dat jy uitvind wie dit is nie. En ja, just keep on being die nice, genuine girl wie jy is. Dankie. Ek is bly ek het jou 'n bietjie beter leer ken. Ek ook. Nou het ek nie meer misconceptions oor jou nie. En hou op lelik wees op social media met Zoe. Sy's dierbaar. So nee, baie dankie dat jy hier was. Dit is vir my 'n massive voorreg gewees. En nou wil ek ook sommer huil want jy het trane in jou oë. Ek so jammer, ek weet nie hoekom nie. Ek ook nie. Okay. Maar dis mooi, dis baie mooi. So dankie dat jy hier was. En ja, dankie vir julle wat gekyk het en dankie aan ons borge. Dankie aan Outdoor Photo Rentals, dankie vir Weller Clothing. Dankie aan Connection Studios en Connection Productions dat julle hierdie vir ons moontlik maak en deel wees van ons produk. En ja, dan sien ons julle weer volgende week selfde tyd, selfde plek. Ek gaan nou eers vir Zoe 'n stywe drukkie gee. Sien julle weer binnekort. Totsiens. Bye bye julle. Want ons is dromers en doeners, kom vertel jou storie.